Dit is weer eens baie wonderlik vir ons om op hierdie Sondagoggend te kan kom. En vandag het ons iets baie spesiaal wat ons bespreek, waaroor ons vandag praat. Hieruit groot brakheid, eer ek die Here God vir jou kind van God, dat jy ingeskakel is, dat jy ernstig is oor jou verhouding met God, dat jy ernstig is oor die evangelie, dat Jesus Christus vir jou saak maak. Ek dank die Here God daarvoor, luister kind van God, ek gaan net eers gou saam bid. Vader, ons kom in die naam Here en ons verheerlik U weer eens, hierdie dag vier ons Here, weer eens net die opstanding van ons majesteit van Jesus. Ons dink daaraan Here dat die dood is oorwin. Die dood kan nie ons God oorwin nie. Die dood het geen waarde in die hemel nie. Die dood het geen betekenis nie. Vader, ek dank U daarvoor in Jesus naam, dat Jesus nie net gekom het vir die redding van ons siele nie, maar ook verseker het, dat ons die ewige lewe kan hê. Vader, ek bid dat siele ernstig sal wees, en sal besef hoe belangrik dit is, om in die wil te lewe, om die ewige lewe te beerwe, in die naam van ons koning en ons majesteit. Amen, amen en amen. Geseëne van die Here, ek het net so vinnige opsomming hier vir jou gemaak, so wat die Gees lei, wat ek lees weer eens, want daar is so baie preke, daar is so baie te sê oor die opstanding van Jesus. Maar wat wil die Here vir ons sê? Wat wil die Heilige Gees vir my en vir jou sê en ons leer? Kom ons kyk net weer vinnig. Jesus is Vrydag, het ons gevier, is hy gekruisig. En is Jesus in 'n graf geplaas by die tuin van Getsemane, en 'n steen is voor daardie graf gerol. Hy's dood. Dis verby. Daar is nie tyd gewees om hom nog behoorlik te balsem nie. Maria kom op hierdie Sondagoggend, soos volgend, gaan sy en sy dink by haarself, sy sê met die wagte mooi praat, met almal deel, dat hulle dan net Jesus balsem en sy wil hom net hierdie nuwe linne en doeke om hom trek en mooi om hom vou en hom mooi versorg. Net sy liggaam mooi was, dat al die bloed en alles kan afkom. En Maria stap na die graf toe, sy en die vroue, sê die woord, het na die graf gegaan. Dis die eerste bediening, wat ons sien hoe Maria na Jesus soek. In hierdie bediening, in hierdie tyd, het sy daai diep soeke, 'n hartseer in haar, trane wat dalk nog loop, rou in haar, stikkend in haar, om te dink hulle het hom geslaan, gegeesel, hulle het hom doodgemaak, die Messias. En sy loop en sy kom by die graf aan, en die oomblik toe sy by die graf kom, nou wil ek hê jy moet net kyk na die kolwer. Dis vir my so profeties. Sien ek hierdie kolwer, dit is so goed soos, daar was 'n steen voor hom, dis die graf, en hy's weggerol. Die steen is weggerol. Wat gaan hier aan? Moes haar eerste gedagte wees. Hoe dit gebeur? Die steen was afgeseël. Dis onmoontlik. En sy kyk in, en 'n engel van God verskyn in haar. En die engel sê vir haar, nou wie soek jy? Soek jy na Jesus? Dis my terme waarop dit neerkom. En sy sê, ek soek na hom, na Jesus. Jesus wat hulle gekruisig het. En die engel sê, hy het opgestaan. Hy lewe. Die Gees van God het hom opgewek. Die Gees van God wat in my en jou moet wees, wat my en jou so dapper moet opwek. Die Gees van God, wat ons moet lei van krag tot krag, dat ek vir die dood nie meer hoef te vrees nie. Maar die dood raak vir ons 'n voordeel. Dis 'n deur waardeur ek hier net gaan in die ewige lewe in. Die dood is nie meer vir ons 'n plek van vrees en angs en bekommernis nie. Maar die dood raak vir ons die joy om te sê, ek het 'n lewe voluit geleef in die naam van Jesus Christus, my redder, in sy wil, en ek was gehoorsaam, nou kan ek hierdeur stap. Die steen is weggerol, ek gaan nie sterf nie, ek lê nie meer in 'n plek van rus nie, ek stap in oorwinning in die ewige lewe in. Maar kind van God, dit moet verskriklik wees, as jy by die dood kom, as jy deur, en jy besef vir jouself, ek het op mense staat gemaak, en nie vir hulle gaan saam my deur gaan nie. Ek het op mense staat gemaak, en nie een kan my help nie. Ek het nie op God staat gemaak nie. Waar gaan ek heen as ek deur daardie deur gaan van die ewige lewe? Na watter ewige lewe toe gaan ek? Kind van God, ons sien in hierdie tyd toe Jesus opgestaan het, loop hy in dieselfde aand, daardie aand, Sondag aand loop hy. En 2 manne is baie hastig op pad, wat hulle loop van Jerusalem af. En ons noem hulle die Emmausgangers. Hulle loop, en ons kyk weer in Lukas 24 van vers 13 af. En kyk, 2 van hulle was op dieselfde dag op pad na 'n dorp met die naam van Emmaus. Dis hoekom hulle Emmausgangers is. Hulle is op pad Emmaus toe. Emmausganger beteken
mense wat van Emmaus afkom, hulle bly eintlik daar. En hierdie twee manne loop en hulle praat, so wat jy die treinspoor nou sien, loop en praat hulle met mekaar. Hulle is hartseer, hulle is bedroef, hulle voel nie lekker nie. Luister baie mooi, hulle loop en hulle vertel, hulle praat hierdie verhaal van Jesus, dit wat ek hier vandag vier, is in hulle harte. Hulle sê, die kruisiging, dit wat gebeur het, hy's begrawe. Maar weet jy, sê die ander een, wat ek nie kan verstaan nie, is hulle sê hy het opgestaan. Hy lewe, maar dit maak nie van sin nie. Ons weet, Jesus het die evangelie verkondig, en ek het my hart vir hom gegee, maar nou aan die ander kant is daar mense wat sê, hy het opgestaan. Die ander een sal sê, maar die kerk het hom gekruisig, die Fariseërs het hom gekruisig, die Romeine was lelik met hom gewees. Dit is verskriklik. Hulle is in hierdie skokkende toestand, hulle brein, hulle denke, wat nog nie Heilige Gees gelei is nie, want eers Handelinge is soos Heilige Gees gevul, vertel vir hulle, die dood is die dood, dis onmoontlik, hy kon nie opstaan nie, hulle het die Messias gekruisig, dis verskriklik, en hierdie twee stap, en 'n derde persoon ontmoet hulle op hierdie pad, luister mooi, 'n derde persoon, hierdie persoon begin vir hulle vra, wat is fout? Manne, waaroor treur julle? In dieselfde verhaal herhaal hulle weer, en vertel aan hierdie persoon saam met hulle, Jesus is gekruisig. Jesus is in 'n graf gesit. En nou sê hulle het opgestaan. Ons verstaan nie al hierdie dinge nie. En dan praat hierdie derde persoon met hulle en lê alles vir hulle uit. Alles wat hulle oorwonder. En hy gee vir hulle wysheid. Hy gee vir hulle vertroosting. Hy gee vir hulle woord. Hy gee aan hulle met ander woorde salwing. En dit is Jesus Christus. Jesus loop saam met hulle. En dan op 'n stadium besef hulle wie dit is. En daai joy in hulle, kan dit waar wees? Hier waar ons loop en treur, hier waar ons vervalle voel, kom 'n antwoord. En die antwoord was, hy was teenwoordig. Hy het met ons gepraat. Ons praat oor hom met hom. Maar hy kom en hy verduidelik sy totale visie en doel. En hy lê dit vir ons uit. En ons het moed gevat. En hulle hardloop terug. Hulle gaan vertel vir die disippels, ons het Jesus gesien, hy het opgestaan. Nou vandag se boodskap, hy het opgestaan, het hy opgestaan in jou lewe? Het Jesus so opgestaan, dat jy hom kan volg, of praat jy nog met Jesus oor Jesus? Praat jy met ander mense nog oor Jesus? Of is die woord Jesus, wat lewe geword, die Heilige Gees in jou? Gee jy Jesus, of praat jy net Jesus? Deel jy net Jesus met mense, met jou lippe, maar jy leef nie Jesus nie? Het jy regtig waar die Heilige Gees ontvang, het jy opgestaan uit daai graf van doodheid, met die Gees van God wat in jou is, dat jy vandag kan sê, die opstanding beteken vir my baie meer, want hy is nie weg nie, hy is hier in my hart, hy is nie op 'n ander plek nie, hy is hier teenwoordig, en wanneer jy praat, dat mense die autoriteit kan sien, en wanneer jy bid, praat jy nie met Jesus oor Jesus nie, maar jy praat met Jesus, wat in jou is die woord, tot Vader God, want hy is die deur van Johannes 10. Kind van God, vat hierdie lewe vandag, vat hierdie oorwinning vandag, leef Jesus uit, hy het opgestaan. Hy is in jou, teenwoordig, deur sy woorde, die Bybel, sy woorde leef in jou, en die Heilige Gees gee dit krag. Jesus het opgestaan, en hy sit in die regterhand van God die Vader, maar ook is sy woorde in jou. Hy sit by God die Vader, waar hy intree, waar hy vir jou bid, waar sy woorde, wat in jou woon, krag kry deur die Heilige Gees. Staan op in die Heilige Gees krag. Kom uit daai graf, partykeer van duisternis, donkerheid en sonde. Kom uit die graf van dood, wat jou baie keer na depressies toe vat, na onsekerheid en ongeloof toe. En die steen is weggerol, dat die Gees van God jou in waarheid lei, want die Here is lief vir jou, en hy is met jou. Sorg, kind van God, dat jy binne die koninkryk van God lewe, binne die wil van die lewende ware God. Weereens, as jy bereid om aan tafel te sit met Jesus, is jy bereid om vandag 'n maaltyd saam met hom te geniet, te kan sê, Here, U het vir my opgestaan, U is die oplossing in my lewe, maak jy elke dag tafeltyd, met ander woorde, wat ek 'n tafel wat voorberei is in Psalm 23, by hom kan gaan sit en sê, Here, U het vir my daai prys betaal, leer my, lei my, vertroos my, maak U my gelukkig, maar help my Here om U te dien wat U gedien wil word. Kom ek jy bid saam. Here, dankie vir hierdie woord en vir die waarheid vandag. Dankie Here dat ons vandag kan versterk word deur die woord. Moed kan nou. Elke keer as U woord uitgaan, vat ons nuwe moed en krag.
Ons eer U voor in Jesus naam. Amen, amen en amen. Geseënd is jy tot eer van die Here en hou goeie moed. Moenie opgee nie. Bly volhard. Onthou, baie keer loop jy, dalk tussen vriende waar jy loop. Daar's 'n derde persoon altyd teenwoordig. Die Gees van God. Jesus praat met jou. Wees geseënd.